Yes, Here, ons gee oor aan U. Ons gee alles oor aan U. Die plekke waar ek dink ek weet beter of moet meer kan doen, Here, gee ons oor aan U. Die plekke waar ek kortval en nie weet waar my uitkoms gaan wees nie, gee ek oor aan U. Here, my uitdagings by die werk of by die huis, die verhoudings waaroor ek stres, gee ek oor aan U. Here, want U weet beter. U doen meer. En ek vertrou dat in die hande van my koning, dat U die regte ding op die regte tyd sal laat gebeur. Here, ek gee oor aan U. Here, dankie vir die vrymoedigheid om te kan weet in U hande, in 'n God wat beter weet en meer weet, gaan U doen wat U moet doen. En ek kan dit vertrou. Amen. Ek nooi jou net daar waar jy is, sit asseblief. Dit is lekker om so vanoggend by mekaar te kan wees en saam te kan tyd spandeer hier in ons reeks waar ons saam gesels oor die bergpredikasie, waar ons saam gesels oor fantastiese woorde van Jesus, waar hy vir ons lei, en vanoggend trek ons by Matteus 6, en ek hoop jy het jou Bybel saamgebring. Ons gaan vanoggend 'n lekker stuk leeswerk doen, waar ons 'n groot stuk saam gaan lees, en dan 'n bietjie daaroor gaan gesels, maar voordat ons dit gaan doen, as ons afskop daar, 'n eerste ding wat ons oor gaan gesels in Matteus 6, ek net gou 'n konsep neersit, want ons gaan hom 'n paar keer raak lees, soos dat ons verder gaan, en dit is die gedagte van geregtigheid. So hierdie stuk wat ons gaan saamlees het 'n paar kere, as jy net daar aan die begin gaan jy saamlees, het gaan sê, wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid voor ander mense beoefen nie. So kom ons sê dit gou uit, wat is daai geregtigheid? Wat is hierdie woord wat ons dan nou 'n paar keer oor gaan lees? Nou, geregtigheid is 'n moeilike woord, want die Griekse woord wat hulle daar saamgevat het, word so hier en daar anders anders vertaal vir ons om goed te kan verstaan. Soms is dit geregtigheid, soms is dit soos justice, so hierdie regter wat daar is, en hy maak seker dat die regte dinge gebeur. Soms is dit eerlikheid, integriteit, soms is dit reinheid. Maar alles hierdie kan ons saamvat om te sê, hierdie is, as ek die Engelse gesegde kan gebruik, connectedness in thinking, feeling and acting. Dit is om geheg te wees, om te verstaan, om in lyn te wees met ons koning. Dat wanneer ek in lyn is met God se hart, is hierdie die simptome wat in my karakter gewys word. Geregtigheid beteken ek ken my God op so 'n manier dat my optrede hom wys. So dit is die geregtigheid wat ons dan nou oor gaan saamlees. So ek nooi jou, haal jou Bybel uit, Matteus 6 gaan ons by vers 1 begin saamlees, en ons gaan 'n lekker stukkie lees vanoggend. So kom ons spring daar weg. Vers 1, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by die Vader in die hemel nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitbesyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Vers 5 gaan ons aan, en wanneer jy bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na die binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid is, sien, sal vir jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene in stortvloede woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra.
So moet julle dan bid, Onse Vader wat ons goed ken, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid, amen. Dan gaan ons aan vers 14, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal die hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En dan die laaste stuk van vers 16 af, wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte, sodat die mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang, maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in verborgenheid is, laat sien dat jy vas. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou dan beloon. Dit is 'n groot stuk Bybel wat ons daarso saam lees, en ons sien dat Jesus kom en hy gee vir ons voorbeelde van geregtigheid, voorbeelde van hierdie karaktereienskappe, en hy praat spesifiek oor 3 topics. Hy praat oor gee, hy praat oor vas, en hy praat oor gebed. En al 3 van hierdie, as hy praat oor gee, oor vas en oor gebed, is dit half dieselfde patroon wat ons neersien. Hy begin om hy te sê, moenie soos die huigelaars wees nie, moenie soos daai mense wees, wat dit doen net sodat ander mense jou sien nie. Doen dit in die geheim, want jou Vader wat in die geheim sien, sal dan vir jou beloon. En van die begin af sien ons dat 'n fokus draai weg van aksie af, en 'n fokus draai dan na motief toe. Dit is nie net doen die regte dinge nie, want hy sê selfs al doen jy die regte dinge vir die verkeerde rede, moet dit eerder nie dan doen nie. Doen die regte dinge met die regte motief. En is nogal interessant dat van die begin af is Jesus half, hy som 'n baie mooi karaktereienskap, hy som baie mooi op 'n slegte karaktereienskap wat in elkeen van ons vassteek. Daar in vers 1 as ons lees, wees op julle hoede dat julle nie julle geregtigheid voor die mense veroefen, om deur hulle gesien te word nie, anders is daar geen beloning by julle Vader in die hemel nie. En dit is asof hy van die begin af al raak sien, iets wat vir ons vandag so duidelik is, en dit is dat baie keer doen ons dinge net sodat ander mense dit moet raak sien, of sodat ander mense vir ons moet sê, jy het mooi gedoen, goeie werk. En ons sien dit van kleintyds af, kinders kry dit so goed reg, hulle weet presies wat om te doen om mamma en pappa se aandag uit te kry, hulle leer mos daai slegte goed eers, hulle leer slaan en blokkies gooi en skree, en hulle leer wat is die regte dinge om mamma en pappa se aandag te kry, en ons moet vir hulle reg leer daar, en dan kom hulle by tieners se kop hak heeltemal uit, so hulle kom, dit was altyd gewees, maar soos hulle groot word, dan hou hulle van iemand, dan slaan hulle, die seentjie hou van die meisie, en logies sê sy kop, hy moet haar hare trek, soos dit maak nie sin, hoe ons aan die begin is, wat ons dink ons moet doen om aanvaarding van mense te kry nie. Vandag se era se tieners is anders vir aanvaarding, haal hulle self uit, dan doen hulle dansies, en die hele wêreld moet dit mos nou sien om te kan wys dat dit is sharp, en dit hou nie op soos ons groot raak nie. Dit verander net, nou raak het, is dit wat jy ry, is dit waar jy bly is, die werk wat ek het, is hoe ek aangetrek is dit reg met die groot mense rondom my. En ons het almal hierdie probleem, as ek dit moet noem, hoe die mense rondom ons na ons kyk, maak vir ons soms meer saak as die omstandighede waarin ons is. Ek weet dit, want ek weet daar's van julle wat ver oggend bekleiend julle kind uit die bed uit gekry het, en dan beklei deur ontbyt, hulle bekleiend in die karre gekry het, om bekleiend hiernatoe te ry, om uit te klim en te smile, terwyl jy by die kerk ingestap het. Nou wat ek nie sê, ek sê nie, jy moet beklei in die koffie-area nie. Ek wil net gou dit duidelik stel. Dis nie kom in en gaan voort met die beklei nie, maar dit is vir my interessant dat selfs ons, mense wat God ken, kinders van die Here, ons kom hier aan en daar's 'n stuk voorgee wat vir ons belangrik is, dat ons moet net hier aankom en dit moenie net nie voor die kerk mense beklei nie. Moenie voor die kerk mense daai goed sê nie. So hoekom is dit dat in ons menswees het almal van ons daai ding, dat ons so bang is om vir mense te sê waar ons kort val?
Ek was al in gesprekke met mense wat se huwelike vir jare sukkel. En hulle sê niemand. Hulle groei stadig uit mekaar uit sonder om uit te reik en te sê, asseblief help. Sonder om die werk in te sit om dit te verbeter. Wat mense van ons sê, neem baie keer voorkeur bo die omstandighede waar ons is of die uitkomste wat ons daaruit wil hê. Jesus sien dit in 'n klomp mense raak. In Matteus 23 vers 5 is Jesus besig om met die fariseërs te praat of oor die fariseërs te praat en hy sê al hulle dade is bedoel om deur die mense gesien te word. Hulle maak immers hulle gebedsrieme breër en hulle tossels langer. Selfs die geestelike leiers van daai tyd trek op 'n sekere manier aan dat wanneer die mense na hulle kyk, want hulle sien, "Yes, die ou. Hy bid en hy vasdam soos ander mense." So dit is nie 'n nuwe probleem waarmee ons sukkel nie. Hierdie is 'n uitdaging wat ons al vir jare het. En wanneer Jesus daai woord gebruik, as hy praat van moenie wees soos hierdie mense nie, die woord wat hy daar gebruik is hierdie skynheiliges nie. Die Griekse woord kom neer op hypocrites, dis waarvan ons kry, dit is, daar soos hy aan die onderkant, ek gaan nie eens probeer nie, hy sê hypocrites is die Griekse woord, en dit sê, dit is iemand wat voorgee. Nou hierdie woord ook in die antieke tyd het bedoel, dit was 'n toneelspeler van die Griekse teater, maar wat hulle gedoen het in daai tyd is een persoon sou meer as een karakter gehad het. So hy het maskers gehad, en die een masker was miskien soos 'n vrou gewees, wat nou na die koning toe moet gaan, en in die tweede masker was dalk die kwaai koning gewees, maar hy is dieselfde akteur. So dit sal 'n uitdaging vir hom gewees het om al twee rolle te gedoen het. So wat hy gedoen het is, hy sou hierdie kant die vrou se masker aan het, dan doen hy die vrou se woorde en die vrou se rol. Dan haal hy die vrou masker af en sit hy die koning masker aan. Dan hierso het hy die koning se rol en die koning se woorde, en so kon die akteur dit reg gekry het om meer as een rol op 'n slag te kan doen. En Jesus kom en hy sê, moenie wees soos hierdie skynheiliges nie. Dis waarvan af hypocrites kom ons nou. Moenie soos hierdie hypocrites wees nie. Hy sê, moenie 'n geestelike akteur kom wees nie. Hy sê, moenie vertoon asof jy geestelik is nie, wees net. Moenie kom maak asof jy heilig is nie, wees. Dis beter om dit nie te doen nie as om dit vals te doen. Want as jy dit doen, en jy doen dit vals, dan het jy klaar jou beloning gekry. So moenie kom en kom aansit nie. So dit is die mense teenoor wie hy nou aanspreek. En dan praat hy oor hierdie 3, gee vas en bid. En hy begin daarso by vers 2 en hy praat oor gee. En hy sê, wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitbesyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Ek lees hierdie gedeelte deur en ek hoor, ek het 'n baie goeie Afrikaanse onderwyser gehad op hoërskool, en ek hoor hoe sy vir my sê, let op die oordrywende stelling. Ek hoor hoe sy dit vir my sê, ek hoor hoe sy sê, wat is dit? Dis 'n hyperbool. Ek hoor haar het so in my inwerk. En Jesus hierso as fantastiese storieverteller kom en hy gebruik hierdie oordrywende trap om vir ons te kom wys hoe absurd dit is. Nou, niemand het regtig ingekom en trompette geblaas en kom sê, kyk, hier, ek kom, gee geld. Dit was nou nie die manier gewees nie, so is nie, dit is nou nie historiese inligting nie, dit is 'n hyperbool wat kom wys, dat wanneer ons kom en ons doen dit, sodat die mense rondom ons kan sien, het ons klaar ons loon ontvang. Ons volle betaling is klaar ontvang vir dit. En dis moeilik, want nou begin ons met 'n uitdagende konsep speel. Want as ek my seentjie, julle ken my seentjie Bart, as ek vir Bart sê, Bart, as jy vir pappa help om al die inkopies van die kar af kom bysou te vat, dan kan jy 'n sjokolade wat ek vir jou gekoop het, kry uit die sakkie uit. Né? So as hy dan help om al die sakkies te vat, en dan kan hy die sjokolade kry, dan is ons transaksie verby. Hy kan nie dan kom en sê, okay, so ons het 'n deal gehad, maar ek het gesien daar's 'n tweede sjokolade daar binne. Ek wil hom, soos ons transaksie is verby, die beloning is klaar ontvang. Maar dit snaaks dat van ons kom en ons wil op 'n sekere manier kom voorgee voor mense. Wat dan ons beloning van die mense af ontvang, maar ons wil op 'n manier God se arm dan ook kom draai. Om te kry, om te ontvang, sodat God dan ook vir ons moet help. Vers 4 gaan aan en sê, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, en ons weet, dit is onmoontlik, so wat dit eintlik sê, is dat, moenie op so 'n manier gee, dat my eie trots gevoed word deur wat ek doen nie.
Maar wanneer ek werklik kom gee, is dit aanbidding, nie advertensie nie. Dis ek wat kom en ek is nie besig om te gee sodat mense moet sien nie, of selfs dat ek eers moet goed voel oor myself nie. Nee, ek kom en ek kom gee dit. En as hierdie konsep van 'n transaksie dalk vir jou 'n klein bietjie uitdaag in jou kop, wil ek jou nooi, ons is besig met 'n podcast ook wat reg deur die jaar is. Na die preek op 'n maandagooggend kan jy die podcast gaan luister. Hy het meer inligting hier oor om net daai konsep lekker vas te maak. So dit is gee wat hier is, dan gaan Jesus aan en hy gaan na gebed toe, daar vers 5 en 6 en hy sê en wanneer jy bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, dis daai hypocrites weer, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Nou, wanneer daar gepraat word oor die gebed dan verder, dan sê het gaan na 'n geheime plek toe. En die woord wat daar gebruik word is soort van soos 'n stoorkamer, soos 'n binnekamer. Dis heel binne in die huis, heel moontlik 'n plek wat nie eers vensters het nie. Dit sê gaan daartoe. Gaan sonder jouself daar af wanneer jy bid. En net gou om 'n stuk konteks neer te sit, die Jode het vaste gebedstye gehad. So rondom 9:00, 12:00 en 3:00 was dit gebedstyd gewees. So as jy jou planne mooi gemaak het, dan kon jy op die regte tyd op die regte plek gewees het, sodat jy kan bid op 'n plek van afsondering. Maar ons ander Jode wat hulle planne baie mooi gemaak het, sodat hulle op straathoeke staan, of waar baie mense hulle kan sien, en dan het hulle gebid sodat mense vir hulle moet kom raak sien. En hulle het dan gekom en hulle het hierdie groot gebede kom doen, en wat Jesus nie doen nie, is, hy sê nie, jy mag nie in die openbaar bid nie. Dis nie wat Jesus hier kom neersê nie, nee, wat hy eerder kom doen is, hy kom en hy kom sê, hierdie is 'n ding tussen jou en jou Vader. Gebed is 'n intieme oomblik waar jy met jou God kommunikeer, moenie hierdie ding goedkoop maak nie. Moenie hom nie op 'n manier neersit waarvoor hy nie geskape is nie. Ons gaan dan aan en ons lees dan die Onse Vader en daaroor is ons opgewonde. Volgende week gaan ons net gesels oor die Onse Vader. Pietie gaan met ons hom 'n lekker deurwerk. So maak seker dat jy volgende week hier is om hom deur te hardloop. En dan die derde een waar Jesus praat is hy praat oor die vas. Daar vers 16, 17 en 18 gaan hy en wanneer jy vas, moenie soos hierdie skynheiliges, hierdie hypocrites met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Weer historiese inligting daai kant. Daar was so 'n paar vasgeleenthede en daar was vaste vasverpligtinge en soos in Levitikus lees ons 'n paar van hulle en dit was hierdie groot versoendag wat al die Jode ook vas sou gevas het, maar daar was fariseërs wat hulle self daarop, jy weet, hulle was trots oor die feit dat hulle meer gereeld gevas het. Ons lees aan Lukas 18, dan breek een van die fariseërs juis en hy sê, ek vas 2 keer 'n week. Kom hierdie ou nou om vir almal te sê, nee, hy vas en hy's groot en hy's so goed en hy's so heilig en Jesus kom en hy sê, luister, as jy doen vir mense om raak te sien, dan mis jy dit. Dan jy klaar jou beloning ontvang. Jesus sê, moenie so wees nie, man. Jy moet in nederigheid kom. Jy moet jou gesig was, jy moet jou kop salf. Almal van julle wat tieners het, julle weet as jy vir 'n tiener iets vra, wat net so klein bietjie inconvenient vir hulle is, dan verander hulle mens wees, maar so, nie eers tieners nie, my 6-jarige doen dit al. As ek vir hom sê, Bart, papa wil jy moet net gou jou tas gaan bære. Sy lewe stort in een en almal moet nou sien hoe moeilik dit is vir hierdie arme ouetjie om sy tas te gaan bære. En ons is ook so. Ons as groot mense is ook soms so, as ons goed moet doen wat ons nie moet doen nie. Dit is swaar vir ons om uit die bed uit te klim. Advertentiebreek, ons jong volwassenes, ons het 'n lekker groep jong mans en ons hou daarvan om uit te gaan saam. Ons het hierdie kreefseisoen baie keer gaan kreefduik en dan gaan ons en dan sit ons nou lekker en dan gaan jou wekker vroegoggend af. Spring jy opgewonde, kry jy al jou goeders, jy's in die kar, jy gaan deur, is 'n jolige partytjie al die pad. Laat jou wekker daai selfde tyd afgaan vir werk in die oggend. Dan kry ek myself jammer. As ek al moet selfde tyd opstaan as wat ek sou gedoen het, maar vir ander omstandighede. So ons doen dit ook. Ons doen daai selfde ding waar ons dit reg kry om net te sê, sien raak, dit gaan swaar, dis moeilik, ek sukkel met hierdie selfbejammering is ietsie wat so is en wat ons eintlik sien is moenie so wees nie. Wanneer dit kom by vas, dis 'n persoonlike, intieme ding tussen jou en God. Ons doen dit nie sodat ander mense ons kan raak sien nie. Dis nie iets van selfbejammering nie, hierdie is iets van afhanklikheid.
Dis iets tussen my en God, dis toewyding en ons moet dit nie doen sodat ander mense dit kan sien nie. Nou hoekom al hierdie? Want wat Jesus kom en hy wys uit, is hy sê, wat belangrik is God sien wat in die geheim gebeur. Hy sien jou hart, hy sien jou motiewe, hy sien jou gedagtes, en jy moet nie net op 'n manier leef sodat ander mense kan sien nie. Nee, jou hart maak saak. Jou motiewe, jou binneste, hoekom ons goeders doen, maak saak. So ons kan nie net doen dit wat reg is nie, ons moet van ons binneste af, van ons hart af, moet die regte motiewe ons lei om die regte optrede te hê. Nie net doen wat vir ons gesê word nie. En ons weet, God weet alles. Dis iets waarmee ons kinders dreig al van klein af. Jesus weet alles. Ons lees dit, Psalm 139 vers 1 begin. O Here, U ondersoek my en U ken my. Vers 2. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. Vers 3. My omsweringe en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. God weet. Hy weet wat in my hart aangaan, hy weet wat in my dag aangaan, hy weet of ek sit of staan, God weet alles, en hierdie kan een van twee goed vir jou doen, dit kan jou of so vertroos, om te sê God weet. Daar waar jy is, daar waar jy stoei, daar waarmee jy besig is, wat jou motiewe is, hoe jy leef, God weet, of dit kan ook iets wees wat vrees in jou hart losmaak. Want God weet, daar waar jy kortpad vat, daar waar jy wegvat, daar waar jy doen wat jy nie moet doen nie, God weet. En is nodig vir ons om te besef dat ek kan nie gemengde motiewe hê nie, want my God weet. Ek kan nie halfsuiwer begeertes hê nie, en myself troos dat, ek doen darm genoeg om bo hierdie denkbeeldige lyn van goed of sleg genoeg te wees nie, want God weet. En die evangelie kom neer, die goeie nuus kom neer op, ek en jy, ons is op ons eie nie goed genoeg om hierdie goed self te doen nie. Ek en jy gaan kortval, ons gaan op ons eie nie reg optree nie, maar die goeie nuus is dat ons hoop is nie gestel op hoe perfek ons is nie. Ons hoop is nie gestel op hoe mooi ons bid nie, of hoeveel ons gee nie, of hoe baie ons vals nie. Dis nie waarop het lê nie. Ons hoop as mensdom lê op Jesus Christus. En dit wat hy vir elkeen van ons kom moontlik maak het. Hebreërs 4 vers 13 tot 16. Som het so mooi op. Dit begin, vers 13. Ja, niks wat geskape is vir hom verborge nie. Maar alles is oop en bloot voor sy oë, hom teenoor wie ons moet verantwoord. Hy weet alles. Hy weet wat jy doen, hy weet waar jy slaap, hy weet waar jy gaan. Alles wat jy doen, dit weet hy. En dan gaan dit aan vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakheid kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Vers 13 sê, Jesus, God sien alles. Hy weet waar ons kortval, hy weet waar ons nie goed genoeg doen nie, hy weet waar ons nie in lyn is nie, Jesus weet alles. Maar dan vers 16, kom met vrymoedigheid. Al weet hy alles wat aangaan. Al weet hy waar jy kortval, al weet hy waar jy nie doen wat jy moet doen nie, al weet hy presies wat aangaan in jou besigheid, by jou huis, met jou huwelik, al weet hy alles, kom met vrymoedigheid. Hoekom? Want Jesus het klaar betaal om 'n ander manier moontlik te maak. Ons hoëpriester, soos vers 15 sê, wat in alle opsigte versoek is, sonder dat hy ooit gesondig het. Hy nooi ons nader om op 'n ander manier te kom leef, een waar nie net ons optrede saak maak nie, maar die motiewe van die hart is dit waarop ons gemeet word. En dit is goeie nuus vir mensdom wat weet dat hulle plek gaan kortval. Ons besef dat ons woorde is nie net waaraan ons gemeet word nie.
Ons optrede, ons vas, ons gebed. En ek sê nie, daai goeders is nie belangrik nie. Nee, daai goeders moet ons regkry. En soos ons nader aan God gaan leef en ons karakter in lyn kom, sal alles wat ons sê, wat ons doen, hoe ons bid, hoe ons gee, hoe ons vas, al daai goed sal in lyn kom wanneer ons naby aan ons God begin leef. Maar selfs wanneer ek nog kort val op plekke, selfs wanneer wat mense van my dink meer belangrik is, kan ek kom en sê, U weet beter. U het klaar gekoop en daarom is daar versoening vir my, sodat ek eendag in U karakter kan leef. 2 Korintiërs 5 vers 21, kom vat hierdie vir ons huis toe, en ons gaan in 'n oomblik saam 'n nagmaal gebruik, en wanneer ons vandag na die nagmaal toe gaan draai, kom ons nie omdat ons elkeen perfek is nie. Ons kom nie omdat ons alles goed gedoen het nie, nee, Jesus moes juis gekom het, om aan 'n kruis te kom doodgaan soveel jaar terug, sodat ons vandag na hom toe kan kom, al val ons kort. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan wees. Sodat daar versoening kan wees. Sodat daar 'n ander manier moontlik kan wees, al kry ons dit nog nie nou reg nie. Ons sê dit gaan nie net oor wat ek doen en die dissipline wat ek leef nie, nee, dit sê dat daar is volmaakte gehoorsaamheid deur Jesus Christus, wat dit vir ons moontlik kom maak, om vandag na hom te kom, al val ek kort, al het ek dalk nie die suiwerste van motiewe nie, kom hy, want hy was 'n suiwer offer vir elkeen van ons gewees. En ons gaan nou nagmaal saam gebruik, en hoe dit gaan werk is, die aanbiddingspan gaan vir ons 'n lied sing. 'n Fantastiese lied wat gaan oor ons afhanklikheid van God en hierdie groot ding wat hy in die kruis kom doen het, en terwyl hulle dit doen, gaan die beleefspan vir jou nagmaal uitneel. En ek wil jou nooi om vir 'n oomblik net stil te staan en te sê, yes, Here, ek sien waar ek kort val. Ek sien waar daar nog plekke is waar my fokus dalk is waar dit nie moet wees nie, waar ek behep is met wat mense sê en nie met U nie. Here, mag my karakter in lyn wees met U. En dan om daar waar jy is op jou eie tyd nagmaal te gebruik en te sê, Here, dankie vir die prys wat U kom betaal het aan die kruis soveel jaar terug, sodat daar versoening vir my kan wees, selfs daar waar ek kort val. En dan hier na die einde van die lied toe sal Martelies vir ons nooi, ons sal saam staan en dan sal ons hierdie gebed saam sing. Een wat sê dat nie as gevolg van wat ek doen nie, maar as gevolg van wat Jesus kom doen het, is daar 'n versoening vir my. En hierdie dierprys wat betaal is, maak dit vir my moontlik om na sy troonkamer te kom. Kom ons luister hierdie lied saam.